Goed vriende, as jy die Bybel vanmôre saamgebring het, is jy welkom om te gaan blaai na Rigter 6 toe. Waar is al die kinders? Steek 'n bietjie julle hande op, laat ek sien waar is julle. OK, mooi. Nou wie van julle hou daarvan om in 'n kamer te slaap wat pik donker is? Steek op julle hande. Daar mag geen lig in die kamer wees nie. OK, wie van julle hou daarvan om met 'n lampie te slaap in hulle kamer? Ek dink hier's 'n paar van ons. Julle hoef nie nou skaam te wees nie, julle kan maar julle hande opsteek, nê? Het hoef nie die hele groot lig te wees wat aan is nie, net sommer so 'n ou klein lampie wat daar in die kamer is, wat net die donkerte so bietjie verdwyn. Nou sê gou vir my, as jy daai klein nagliggie van jou aansit, daai klein lampie aansit, gaan die donker sommer heeltemal weg? Nee, dis nog steeds bietjie donker, nê? Anders kon ons maar net met ons groot lig geslaap het. Maar nou het ons juis hierdie klein liggie, so wat doen daai klein liggie? Daai klein liggie maak, dat ons so klein bietjie kan sien. Dit vat net die grootste donker weg. Dat ons net so klein stukkie kan sien, waar ons moet loop, of dat ons nie so bang is vir die donker nie. Nou vriende, dit is amper hoe God se vrede ook werk. Nou in die storie waarna ons vandag gaan kyk, gaan ons sien Israel is in 'n groot probleem. Die Midianiete het gekom en hulle het hulle goed kom steel. Die mense was bang gewees en hulle het gaan wegkruip. Maar toe sê God vir Gideon iets. Hy sê vir Gideon, vrede vir jou. Nou die Midianiete was nog steeds daar gewees, net soos die donkerte daar was. Daar is, as ons lampie insit, was die Midianiete nog steeds daar gewees. Die oorlog was nog nie heeltemal verby nie, maar God kom en hy sê, ek is julle vrede. En dis toe Gideon 'n altaar gaan bou, so 'n groot ding gaan bou, en hy noem hierdie altaar, die Here is vrede. Nou kinders, dit werk presies soos, God se vrede werk presies so. Dis soos daardie liggie, daardie nagliggie in 'n donker kamer. Die donkerte gaan nie verby nie, ons probleme gaan nie weg nie, maar God kom, en hy kom gee vir ons vrede in ons hart. Hy kom maak ons rustig hier binne in ons. So as ons dink aan vrede, dan moet ons dink aan daardie liggie wat ons in ons kamers aansit, daardie nagliggie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. En kom ons vra ook vir die Here om sy vrede deur ons te laat beweeg, sodat ons gedagtes ook oop kan wees vir die boodskap wat hy vanmôre vir elkeen van ons wil bring. Here, ons is vanmôre hier in die teenwoordigheid. Here het vanmôre ons oë oopgemaak, het vir ons hierdie nuwe dag gegee, en dit is genade, en dit is 'n voorreg om in die kerk te kan sit, Here. Dit is 'n voorreg om te kan weet, Here, dat U elkeen van ons, wat vandag hier sit, op ons naam geroep en gesê, jy is myne. Here, dankie dat ons vanmôre ook U woord kan oopmaak, en die woord kan lees, en ook daar woorde sien, maar wat nie net woorde is nie. Maar dankie dat ons kan weet, deur die Heilige Gees, kan hierdie woorde ons lewens verander, Here. En dit is ook die gebed, Vader, dat die Heilige Gees vir ons nou sal kom rustig maak. Dat die Heilige Gees ons gedagtes sal bind, juis op dit wat U wil hê ons vanmôre moet hoor. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Ek dink baie van julle gaan saamstem met die volgende wat ek gaan sê. Hierdie aardse lewe van ons, dit is 'n lewe waar ons nie altyd vrede het nie. En ons beleef nie altyd vrede nie. So daar is twee redes
hoekom ons nie tans in ons lewens vrede beleef nie. Aan die een kant sien ons, dit is Satan en die sigbare en die fisiese gevolge wat dit in ons lewens het en die werklikheid van dit in ons lewens. En dan aan die ander kant sien ons, dit is ons ongehoorsaamheid. Nou in 1986 was daar in 'n bekende koerant geskryf dat voor 36 voor Christus was daar alreeds gewees 14.533 oorloë. Oorloë waarvan hulle geweet het. En dan sien ons later, of vroeër of sedert 1945, sien ons was daar 80 oorloë gewees in hier rondom ons en amper 200 internasionale uitbrake van geweld oor 100 nasies. Nou julle gaan seker dalk vir my sê, Pieter, maar hierdie getalle van jou is nie reg nie. Hierdie getalle is debatteerbaar. Ja, ek stem dalk saam met jou. Hierdie is maar net 'n fraksie van die oorloë wat daar buite is. Nie eers om te praat van al die oorloë wat hier rondom ons is nie. Kom ons vat gou 'n eenvoudige huishouding hier by ons in ons dorp. Kom ons dink 'n bietjie aan ons huise. Dink aan al die kwaad, aan al die sleg en aan al die seer wat ons beleef hier in ons dorp, wat ons beleef hier in ons huise. Dink 'n bietjie aan al die egskeidings wat plaasvind hier in ons dorp. Dink aan al die verhoudings wat daar is hier in ons dorp. Dink aan al die beklei, al hierdie goed wat daagliks plaasvind hier in ons dorp. So sit nou by dan ook nog al die ander oorloë wat ons hier binnekant, hier binne in ons moet beklei. So, ek dink dit is natuurlik dat ons menswees moeg sal wees. Dit is natuurlik dat ons moeg is om te veg teen pyn, teen emosies, teen stres, teen verwyte, noem dit alles. So wat doen ons, vriende? Ons probeer om vir onsself vrede te maak. Ons probeer deur vir onsself vrede te skep. So aan die een kant probeer ons vrede beleef en vrede vir onsself skep deur alkohol en dwelms en pornografie. En dan hier aan die ander kant sê ons ook dat ek kan vrede beleef deur dit wat ek besit. Dit het ons ook al gesien. As ek dit kan hê, sal daar vrede wees in my lewe. Ek beloof vandag vir jou, die uiteinde van al hierdie goeders is, dit sal nooit vrede in jou lewe vir jou kan bring nie. Dit gaan net meer en meer van jou soek. En hier is my gebed vir vandag. En dit is dat ons aan die einde van hierdie diens iets sal verstaan van die vrede wat God gee. En iets sal verstaan dat God wel vrede is. So hierdie soeke na vrede, dis nie iets wat nou onlangs opgeduik het nie. Ons sien daar word baie daarvan gepraat in die Bybel, veral in die Ou Testament. Nou as ons na die woord kyk wat die woord wat vir vrede gebruik word in die Ou Testament, sien ons dit word 236 of 237 keer genoem. Hulle sê, die slim mense sê, afhangende van hoe jy tel, gaan jy of dit 236 keer raak sien, of 237 keer raak sien. Nou, die woord wat daar gebruik word in Hebreëus vir vrede, is die woord shalom. Kyk gou vir mekaar, en dan sê jy vir die persoon langs jou, shalom. Shalom. Nou shalom beteken baie meer as net voorspoed, harmonie en welsyn. Shalom gaan oor die heelheid. Dit gaan oor die totale welstand. Nou as jy vandag hierso sit en jy moet jouself op 'n skaal van 1 tot 10 sit. Kom ons noem hierdie skaal die vredeskaal. Waar 1, daar is niks vrede in jou lewe nie. Jy beleef geen vrede nie. En 10 is, daar is soveel vrede in jou lewe, oral waar jy rondloop, val daar reënbogies uit jou sakke uit. Nee, waar gaan jy jouself sit? 1, niks vrede, 10 reënbogies val uit jou sak uit. Waar is jy op hierdie skaal? Wat as ek vandag vir jou sê? Daai nommer waar jy is, daai nommer kan verbeter hierdie kant toe. En dit kan nooit weer afgaan die kant toe nie. Sal jy my glo as ek dit sê? Vriende, ons gaan vandag kyk dat in die woord kyk en ons gaan vandag sien dat die God van die Ou Testament dieselfde een is, presies dieselfde God is van die Nuwe Testament, omdat hulle dieselfde naam het, dieselfde belofte vir jou kom gee
en dieselfde vrede vir jou gee, wanneer jy in verhouding is met hom. So ons het ons Bybels nou oopgemaak by Rigter 6. Voor ons gaan lees wat in Rigter 6 gebeur, moet ek net gou vir julle bietjie verduidelik, hoe het ons gekom tot daar waar ons is by Rigter 6. God het vir Moses die opdrag gegee, gaan bevry die volk uit slawerny uit Egipte uit. So hier sien ons, het Moses gegaan, hy het die volk uit slawerny uitgevat, uit Egipte uit, in die woestyn in. Hier was hulle 'n lang ruk in die woestyn gewees, en terwyl hy hier in die woestyn is, sien ons Moses sterf. Maar God los nie sy mense net so in die woestyn nie, God stuur vir Joshua, Joshua kom, vat hulle oor die Jordaanrivier in die beloofde land in. So die beloofde land behoort nou aan die volk Israel. Hulle bly in hierdie land, hulle leef in hierdie land, en intussen sterf Joshua ook. So terwyl die volk hierdie belofte, of hier in die beloofde land geleef het, gaan ons na Rigters toe. En ons kyk daar in Rigters, en ons sien, hulle bly in hierdie land, maar ons sien heeltyd hierdie bose kringloop wat plaasvind. En soos wat jy nou verder gaan lees 'n bietjie hierdie week die boek Rigters, gaan jy kort hierdie bose kringloop raak lees. So wat is hierdie bose kringloop? God se mense, die volk Israel, hulle draai weg van God af. Hulle beweeg weg van God af. Die Here laat hulle toe die gevolge van hulle sonde ervaar. Wat doen die mense wanneer hulle die gevolge van hulle sonde ervaar en die gevolge van hulle besluite ervaar? Dan sien ons Israel roep weer terug na God toe. So hulle draai weg, God laat iets gebeur en nou roep hulle weer terug na God toe. Here help ons, Here ons hou nie van die plek waarin ons is nie. Ons hou nie van dit wat met ons gebeur nie. God hoor hulle wanneer hulle roep. En dan wat sien ons? Wat doen God? God stuur iemand om hulle te gaan help, om die volk te gaan red. En so gebeur dit oor en oor en oor. En voor ons hulle te veel begin oordeel, dink ek, hierdie klink vir my baie soos my storie. Klink hierdie dalk vir jou soos jou storie ook? Ek beweeg weg van die Here af. Ek ervaar die gevolge van my sonde. Ek hou nie van hierdie pad waarop ek loop nie. Ek roep na die Here om hulp. God is so goed, al is ek ongehoorsaam. Wat doen God? God luister wanneer ek met hom praat. En dan kom God en hy kom stuur iemand oor my pad om my weer te help om op die regte pad te kom. En nou is ons hier by Rigters 6 vers 1. Kyk gou of jy die bose kringloop kan raak sien. Kyk of jy die bose kringloop ook kan optel. Vers 1. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Onthou nou, hulle is in die beloofde land. Maar hulle kan nie voluit leef in hierdie land wat God vir hulle gegee het nie. Vers 3. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Daar slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by die Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n dinkie nie. Dink gou daaroor. As jy nou so op die paaie rondry, ons sien hoe mooi die gesaaides is, né? Sonneblomme wat blom, mielies wat bo ons koppe uitstaan, sojas wat hierso by die bors ons trek. Almal is nou maak nou al gereed om te begin stroop. Kom ons sê hier kom nou 'n vreemde volk in. Woeps, en hulle vee alles plat. Al die gesaaides. Maar saam met dit gaan hulle ook en hulle vat al die skape, al die beeste, jou John Deere trekker, jou keistrekker en selfs jou klaasstroper in die stoor. Waarmee jy nou moet gaan stroop. Dink net gou vir 'n oomblik dit gebeur met jou, né? Vers 5. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie soos sprinkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word en toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Hier so 'n klein voetnootjie. Vriende, God seën nie ongehoorsaamheid nie. God vat sy beskerming en sy voorsienigheid weg. Wat sien ons het hier met die volk gebeur?
Hulle was ongehoorsaam gewees. En wat kom God? Hy kom vat sy seun, sy beskerming en sy voorsienigheid weg. Maar hy los hulle nie net nie. God los ons ook nie net nie. God is nog steeds daar. Maar hoekom doen God wat hy doen? Hy doen dit sodat ons weer kan terugkom na hom toe. As God jou die heeltyd gaan seën vir hierdie verkeerde goed wat jy gaan doen, vir die sonde wat jy gaan doen, as God jou die heeltyd gaan seën, dan gaan ons mos nie op hom hoef te vertrou nie. Dan gaan ons mos nie weet dat ons het hom nodig in ons lewens nie. Dan gaan ons mos dink dit is ons wat so soet is en wat so goed is. So ons gaan nie ons sondes agterkom nie. Ons gaan dink ons het hom nie nodig nie. Nou wat het die volk gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here? Wat het die volk gedoen wat hulle nie moes doen nie? Hulle het ander gode aanbid. Dit sien ons duidelik. God het die volk uit die woestyn of uit slawerny uitgevat. Wat het Moses vir die volk gegee? Die 10 gebooie. Nee. So wat doen die volk hierso? Hulle gaan direk teen die opdrag wat God vir hulle gee. Ons sien 10 gebooie begin deur te sê, God het gesê, ek is die Here jou God. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak van wat daar bo in die hemel is, of 'n afbeelding maak wat in die hemel, op die aarde, of onder die aarde is nie. Nou as ons dink aan ons finansies, sal die finansiële manne dalk vir jou sê, dis goed om jou geld op 'n paar plekke te belê, dit bietjie te versprei, in verskillende portefeuilles te sit. As dit by God kom, sê God, ek is die enigste God. Daar is naas my geen ander God nie. Ek wil hê jy moet my die koning van jou lewe maak. Rigters 6 vanaf vers 11. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas die Abiesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskruip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Gideon is besig om koring uit te slaan in 'n parskruip. Dit word eintlik vir druiwe gebruik. So dis so goed jy vat jou bottermes en jy gebruik dit vir 'n platpunt skroewedraaier, nê? Nee. En almal van ons het dit al gedoen. Nou sien ons die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou dapper man. Wat was Gideon besig gewees om te doen? Waar hy weggekruip het. En hier kom die engel van die Here en sê vir hom, die Here is by jou, jou dapper man. Gideon sien dit nie dieselfde nie. Hy sien nie, maar jy besef dat God sien iets in jou, God sien goed in jou, wat jy nie in jouself raak sien nie. Nou gaan ons sien, daar gaan 'n gesprek plaasvind tussen Gideon en die Here. Maar dis amper half hierdie gesprek van 'n vrou wat vir haar man sê, jy kan maar gaan golf speel, maar eintlik wil sy nie hê hy moet gaan golf speel nie. Manne, julle verstaan dit, nê? Dis reg, gaan speel golf, gaan geniet dit, gaan. En dan hierdie gesprek sien ons amper half ook die argument wat plaasvind is wanneer 'n man en vrou met mekaar argumenteer. Maar die een wil baie respekvol wees teenoor die ander ene. Vers 13. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het vir ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. En die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Voetnota. Baie keer wonder ons, hoekom laat God sleg en seer in die wêreld gebeur? Hoekom laat God toe dat hierdie goed gebeur? Nou iemand wat glad nie glo nie, iemand wat soms twyfel in hulle geloof, dis een van die goed wat hulle na jou toe gaan kom, waar hulle jou mee gaan konfronteer.
As God dan 'n goeie God is, hoekom laat hy sy mense hierdie sleg en hierdie seer beleef? Hoekom gaan sy mense deur hierdie moeilike tyd? Hoekom gebeur al hierdie goed met hulle? Hier sien ons, hier is hierdie Midianiete. Hulle is besig om hierdie volk van die Here sleg te hanteer, sleg te behandel. Hulle is besig om verkeerd te doen. En hier sien ons God sê, ek gaan hulle verslaan. Nou daai selfde mense wat vir jou sê, as God 'n goeie God is, hoekom laat hy sy mense swaar kry? Is dieselfde mense wat gaan sê, as God dan 'n goeie God is, hoekom wil hy 'n volk verslaan? Hoekom gaan hy dan hierdie goed laat gebeur? Vriende, ons kan nie God verantwoordelik hou vir albei van die kante nie. Ons sien God is hier besig om op te tree vir sy volk. God kom doen iets vir sy volk. En hy gaan dit doen op 'n regverdige manier. Daar's nog net een persoon wat onregverdig deur God hanteer was. En dis sy seun Jesus Christus. Dis toe God Jesus aarde toe gestuur het om aan 'n kruis te gaan sterf vir sondes wat hy nie eers gedoen het nie, sodat ek en jy vry kan wees. Hy het dit juis gedoen sodat ons 'n verhouding met hom kan hê. Terug na die storie toe. Gideon sê, Here, as U by ons is, hoekom gebeur al hierdie slegte goed met ons? Hoekom gaan ons deur al hierdie moeilike goeters? Ons hoor van al die wonderlike goed wat U in die verlede gedoen het. Maar waar is U nou? Hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons U nie meer in ons lewens nie? Nou, hierdie is nog 'n baie dapper vraag vir Gideon om te vra. Waar is U? Hoekom draai U U rug op ons? Vriende, as ons mooi gaan kyk, God het nie sy rug op die volk gedraai nie. Wat het die volk gedoen? Wat het die mense gedoen? Dis hulle wat afgode gaan aanbid het. Dis hulle wat hulle rug op die Here gaan draai het. En terwyl Gideon hier besig is om hier met God te pad en hierdie ekskuus meneer houding wat hy het, besef julle dat daar afgodsbeelde in sy eie huis was. Terwyl hy sê, Here, U het van ons vergeet, Here, waar is U? Was daar afgodsbeelde in sy eie huis gewees. Is dit nie maar ons nie? Is ons ook nie so nie? Ons sal baie keer vir God sê, hy is die probleem. Hy is die een dat dit gaan met my soos wat dit nou gaan. Hy is die probleem, hy is die een wat nie reg gedoen het wanneer dinge in my lewe nie loop soos wat ek wil hê dit moet loop nie. In plaas daarvan om na jou eie ongehoorsaamheid te kyk, is dit makliker vir ons om te sê, God het van my vergeet. Waar is God? Nou ja, vriende, ons het nie hierdie fisiese afgodsbeelde in ons huise nie. Maar dit wat ons vandag vir afgod, is dit waarop jy staat maak, wanneer dit kom vir veiligheid, wanneer dit kom vir voorsienigheid, en wanneer dit kom vir gemak in jou lewe. Nou in die Ou Testament was die geveg gewees teen hierdie fisiese afgode en die beelde. In die Nuwe Testament is die geveg teen die wêreld. Dit is wanneer die wêreldse waardes belangriker word as God se waardes. Vriende, dis wanneer ons die God van die kultuur, die God van die dag volg, eerder as die God van die woord, die God van die Bybel. En dit is hoekom ons eerder moet fokus op God se doel, God se plan, God se wil, en vergeet van dit wat die wêreld vir ons sê om te doen. Rigters 6 vers 22. Gideon het besef dat dit die engel van die Here was, en hy het uitgeroep, ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. Toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het daar 'n altaar vir die Here gebou, en dit genoem, die Here gee rus. Ek wil graag die 1933 vertaling ook vir julle lees. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Maar die Here het vir hom gesê, vrede vir jou, vrees nie. Jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar en noem dit, die Here is vrede. Die Here is
vrede. En hier kry ons 'n naam vir God. Yahweh Shalom. Die Here is vrede. God is nie net vrede nie, maar God is ook die een wat vrede gee. Ons almal het al hierdie verse in die Bybel gelees, hoe ons hoor dat God is die een wat vrede gee. Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Jesaja 26 vers 3. En wat op hom vertrou, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. God is die een wat vrede gee. Vrede kom van God af en dit word deur ons sigbaar. In Engels word dit eintlik vir my so mooi gestel. No God, no peace. No God, no peace. Geen God, geen vrede. Ken God, ken vrede. Nou, hoe kan ek God ken? Maklik. Ek moet daai persoonlike verhouding met Jesus Christus hê. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. So julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Wanneer jy die pad saam met Jesus stap, wanneer die pad saam met Jesus begin loop, begin jy in sy vrede te loop. Jesus, deur die werking van die Heilige Gees, kom verander jou denke. Dit kom verander jou hart, en die resultaat is, jy beleef vrede in jou lewe. Romeine 8, vers 5 tot 7. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, hoor mooi, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en dit bring vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers 'n vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Wanneer jou lewe nie beheer word deur die Heilige Gees nie, wanneer jou gedagtes nie beheer word deur die Heilige Gees nie, lei jou gedagtes jou waarna toe? Na die dood toe. Maar wanneer die Heilige Gees in jou is, wanneer jy daai verhouding het met God, wanneer jy daai verhouding het met Jesus Christus, waarna toe stap jy? Jy beweeg na die lewe toe, en jy beleef vrede in jou lewe. God gee dit vir ons dra dit uit na ander mense toe. Vrede kom van God af, maar dit word uitgeleef deur ons na ander toe. Sien julle dit, vriende? Die God van die Ou Testament gee vir ons vrede. God, Jesus van die Nuwe Testament, gee vir ons vrede, want God is Yahweh Shalom. Hy is Yahweh Shalom. Dis dieselfde naam, dis dieselfde God, dis dieselfde vrede. Is julle nog met my? Is julle nog wakker? Goed, ek wil hê julle moet nou baie mooi oplet wat nou volgende gaan gebeur. Jy sit dalk vanmôre hier en jy wonder, hoekom het ek nou weer vanmôre kerk toe gegaan? Ek wil vir jou sê, hierdie is die rede hoekom jy vanmôre hier in die kerk sit. As ons verder gaan in die storie, gaan ons sien, vrede het gekom voor die oplossing en voor die oorwinning. Hoor julle mooi? Vrede het gekom voor die oplossing en voor die oorwinning. Gideon het gesê, Yahweh Shalom, voordat hy daai afgode en altare gaan afbreek het. Hy het gesê, Yahweh Shalom, voordat hy nog gaan beklei het. Onthou nou,
Hy moes nog teen hierdie Midianiete gaan beklei. Gideon gaan en hy maak 'n klomp mense vir hom bymekaar. Hy sê, kom, ons gaan nou fight, ons gaan nou beklei. God sê, nee Gideon, hierdie mense is te veel. Jy gaan met hulle gaan beklei, en dan gaan jy wen, en dan gaan Israel dink, dis hulle wat so goed is, dis hulle wat so wonderlik is. Ek gaan hierdie mense minder maak. God sê vir Gideon, sê vir die mense, die wat bang is kan huis toe gaan. 22,000 klappe toe in huis toe. Hulle is heeltemal te bang om te gaan beklei. Ons sien 10,000 bly oor. God sê, dis heeltemal te veel mense. Ons moet dit minder maak. God gee die opdrag. Hy sê, gaan onder na die water toe, en gaan kyk hoe die mense drink. Hy sê, die wat soos 'n hond drink, is nogal verskriklik, nee? Die Bybel sê, die wat soos 'n hond drink, sit hulle een kant, en die wat afbuk en water opsuig, sit hulle een kant. Ons sien dat 300 mense het water soos 'n hond gedrink. Nou my enigste verduideliking is, as 'n hond water opskep, maak sy tong al so bakkie, en dan gooi dit in sy mond in. Enigste verduideliking is, die wat deur die water geloop het, met hulle hande dit opgevat het, na hulle mond toe, en so gedrink het. Hulle was 300 gewees. 9,700 het op hulle maag gaan lê, en gaan water drink. God sê, stuur daai 9,700 huis toe. Hier staan 300 manne. Hulle is nou gereed om te gaan veg teen 'n volk wat te veel is om te tel. Hulle gaan haal hulle spiese, hulle gaan haal hulle swaarde, hulle kry hulle skilde gereed, hulle pyl, hulle bo, hulle is gereed, hulle gaan nou beklei. Nee, wat doen Gideon? Hy deel hulle in 3 groepe op. Hy gee vir hulle elkeen 'n rampsoring, hy gee vir hulle 'n kruik, en hy sit 'n fakkel daarin. Dis so goed, ek vat hierdie se gitaar en sê, let's go. Ons gaan nou beklei. En raai wat gebeur? Hulle wen. Sal jy so gaan beklei? Hulle wen, want die Here is vrede. Jahwe Shalom. Wanneer God vir jou is, wanneer God jou vrede is, kan niks teen jou wees nie. En in die proses gaan sy vrede nog uit jou uitvloei. God sê, volg my en jy sal die stryd wen. Jesus sê, my vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Wanneer het Jesus hierdie woorde gesê? Die aand voor hy gekruisig was. Vrede kom voor die oorwinning. Vrede kom voor die oorlog. Paulus skryf aan die kerk in Filippi, hoor wat sê in Filippense 4 vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Waar was Paulus toe hy hierdie geskryf het? In die tronk. Hy sit in die tronk, en hy praat van vrede. Die oorwinning, vrede voor die oorwinning. Paulus skryf van die kerk in Thessalonika, 1 Thessalonisense 5 vers 23. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Vriende, jy sit dalk vandag hier, en jy is in 'n oorlog. Jy beleef hierdie oorlog in jou lewe. Jy is dalk hier vandag en jy is besig om jou voor te berei vir so 'n oorlog. Voel dalk vir jou, jy word een kant toe gestoot. Maar jy kan nog steeds vrede beleef, want die Here is vrede. God het dit gesê, God het dit gegee, en hy het dit beloof. Daar was eendag 2 kunstenaars gewees. En daar is vir hierdie 2 kunstenaars gevra om die prentjie van perfekte vrede te gaan skilder. Die een wat wen, sou $250,000 gekry het. Die eerste man trek los en hy begin skilder. Hy skilder hierdie pragtige dam. Hy skilder die bome in die agtergrond. Hy skilder 'n dogtertjie wat hardloop met 'n ballon, en sy het die ballon is stewig vas in haar arm. Hy staan terug, hy kyk na hierdie prentjie,
en hy sê vir homself, wow, hierdie is die perfekte vrede. Hierdie is wat ek as vrede sien. Hy beleef dit. Tweede kunstenaar, soos die volgende foto wat julle sien, het ook gestaan en begin skilder. Daar was ook water gewees. Ons sien daar is hierdie donker lig wat is. Ons sien al hierdie blitse. Ons sien daar is water en die water is onstuimig en die water is rof. Maar hier regs onder sien ons 'n voeltjie. En hierdie voeltjie is besig om te sing. En daar skyn 'n sonstraal op hierdie voeltjie. Watter een het gewen? Natuurlik, die een wat die voeltjie ingehaat het. Die mense het gesê, hierdie is die perfekte prentjie van vrede. Want vrede is iets wat van hier binne afkom. Hy het hierdie vrede gehad, hierdie voeltjie, terwyl hy daar sit, en is alles rondom hom chaos, het hierdie voeltjie 'n vrede beleef, ongeag wat hier rondom hom aan die gang was. En hy het gesing. Paulus skryf vir die kerk in Romeine, in Rome, God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. God is 'n God wat vrede gee. God is die oorwinnaar. Jy sal ook eendag in daai oorwinning staan. Jy beleef klaar oorwinning al in jou lewe. Vriende, as jy in Jesus Christus is, as jy in hom is, en hy is in jou, sal jy vrede beleef voor die oorwinning. Jy sal vrede beleef voor die oorlog. Kom ons swaai hom terug na heel aan die begin toe. Die eenvoudige nagliggie. Dis nog steeds donker buite. Die donkerte is nog steeds meer as die lig. Maar daai liggie bring 'n veiligheid. Daai liggie bring 'n rustigheid. En dis wat God vir jou wil gee. Jahwe Shalom. Die Here is vrede. Ek gee vir jou geleentheid om vir 'n oomblik te dink aan jou oorlog. As jy nou tans in 'n oorlog is, jy stoei met iets, jy stoei met iemand, dalk is jy besig om voor te berei vir 'n oorlog wat kom, jy sien iets kom. Ek wil hê jy moet vandag bevestig, Jahwe Shalom. Ek wil hê jy moet vandag vir die Here sê, Here, U is vrede. Omdat God vrede is, gee hy dit vir jou, sodat jy dit kan uitleef. Vat 'n oomblik en praat met die Here.
Here, U is die vrede. U is die vrede wat deur ons vloei. En dankie dat ons vandag weer die bevestiging kan kry, Here, net soos Gideon. Hy het eers die vrede beleef, en toe die oorlog gekom, toe die oorwinning gekom. En dis ook ons gebed vandag, Here. Laat ons U vrede beleef. Laat ons weet, dat U is met ons. Here, ons is maklik om vir U ook die skuld te gee, as dinge nie reg loop nie, of dinge nie verkeerd loop nie. Here, maak ons bewus van dit wat ons ook doen, dit wat ons een kant toe skuif, dit wat ons nader trek en vir U een kant toe meeskuif. Here, ons wil vandag ook bevestig, Jahwe Shalom, die Here is vrede. Dankie dat U die vrede vir ons gee, en dat die vrede deur ons uitgestuur kan word, in 'n wêreld in wat so sleg is en seer is. Dankie vir elke oorwinning wat U al klaar vir ons gegee het, Here. Maar U ken die oorloë in ons lewens. Here, U weet wat is dit waarmee ons stoei. Geef vir ons ook vrede oor dit. Geef vir ons ook rus oor dit, Here. Dankie dat ons dit vandag vir U mag vra. Amen.